Salig is die barmhartiges, is ons opskrif vir vandag se oordeenking, wat ons kyk na Matteus 5 vers 7. En ek lees vir ons saam. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Nou geliefdes, hierdie saligspreuke hou verband met die vorige 4 saligspreuke wat ons al reeds gehoor het. Hulle staan in noue wisselwerking en noue verhouding met mekaar. En daarom om hierdie saligspreuke werklik te waardeer, moet ons ook eers na die ander saligspreuke kyk. Nou in die saligspreuke wat Christus hier verkondig, word die gelowige inwendig toegerus om sy geloof ook uitwendig te openbaar. Nou, wat hiermee bedoel word, is dat Christus in die saligspreuke die kind van God wysheid kom leer, sodat ons geloof ook in die wêreld daar buite kan uitleef. En dit is alleen moontlik deur die Heilige Gees wat ons bekwaam maak om hierdie kenmerke te kan uitleef. Dis nie deur ons eie mag wat ons dit moet doen nie, maar deur die Gees van God wat ons verander, sodat ons kan doen wat God se wil is. En daarom kom ons kyk na die eerste 4 saligspreuke. In die eerste saligspreuke het Jesus Christus by die gelowiges, die hoorder, die gevoel van armoede geskets. Die gevoel van armoede vanweë die invloed van die sonde, die mag wat die sondeval het. En dit het volgens die tweede saligspreuke by die kind van God die gevoel van droefheid, van treurigheid na vore gebring. Ons treur oor ons omstandighede. En derdens openbaar Christus dan in sy derde saligspreuke die sagmoedigheid wat die kind van God moet vertoon in hierdie wêreld. Gevolg deur 'n honger en dors na die geregtigheid van God se wet. En dit bring ons by die 5de saligspreuke. Salig is die barmhartiges. So nadat Christus vir ons gewys het op ons armoede, waar hy ons geleer het om 'n honger en dors te hê na die wet, waar ons eie droefheid gesien het, nou word die kind van God opgeroep om barmhartigheid te gaan wys en te toon in die wêreld daar buite. Ons is nou voorberei om ons geloof te gaan uitleef. Nou, in hierdie saligspreuke is dit net eers belangrik om te besef, die rede hoekom ons opgeroep word tot barmhartigheidsaksies, is omdat God uit sy groote genade eerste barmhartigheid aan ons gewys het. Want sien, barmhartigheid spreek van 'n liefde tot jou naaste. Barmhartigheid is waar jy 'n diepe besorgdheid het oor jou naaste, jou medemens. 'n Diepe besorgdheid het oor diegene wat hulle self nie kan help nie. Nou, wie is daar op hierdie aarde meer barmhartig as ons ou sondige mense? Wie het meer barmhartigheid nodig as hierdie skare wat daar by die voete van Christus kom sit om sy woorde te kom hoor? Ja, geliefdes, ons is die wat die grootste barmhartigheid nodig het. En dis aan ons wat God sy reddende regterhand uitgesteek het, toe hy sy seun na hierdie wêreld gestuur het om ons van ons sondes te kom verlos. Ja, deur Christus wat sy hemelse woning verlaat om onder sondaars te kom wandel, word daar aan ons barmhartigheid gewys. Aan ons wat arm van gees is, word daar uit barmhartigheid 'n koninkryk beloof. Aan ons wat treur, word daar uit barmhartigheid vertroosting geskenk. Aan ons wat 'n honger het na God se wet, word daar barmhartigheid gebring, toe Christus die geregtigheid van God gedra het. Ja, aan ons word barmhartigheid geskenk. En nou, nadat Christus aan ons barmhartigheid gebring het, nou word ons opgeroep in hierdie saligspreuke van Christus. Salig is die barmhartiges. En so word daar in hierdie saligspreuke 'n liefde vir die tweede tafel van die wet gekweek. En Christus wil ons oproep tot aksie. Hy wil hê dat ons wat sy disippels is en ons wat sy naam bely, sy voorbeeld navolg. Hy wat eerste barmhartigheid gewys het, kom roep nou sy kinders, sy disippels, om dieselfde te doen aan ons medemens. En hieraan is dit duidelik dat ons nou disipel van Christus geword het. As ons sy voorbeeld uitleef, bring ons eer aan ons Here
En so word ons deur hom geroep. As iemand honger het, gee hom iets om te eet. As iemand treur, staan hul by in hul nood en angs. As iemand die gevoel het van hulpeloosheid, word ons as kerk geroep om hulle op te help. Christus het dit nie minderwaardig geag om aan ons gelyk te word, om aan ons barmhartigheid te bring nie. Laat ons as kerk daarom sy voorbeeld uitleef, deur dit uitwendig te openbaar. Met ander woorde, dit te gaan doen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek is klein, ek is swak en ek is hulpeloos. En in my swakheid kom ek na U toe. En ek vra dat U uit U barmhartigheid my omvou in die liefde. En ons bid ook so vir ons medemens. Ons bid, Here, dat U ons sal leer en sal gebruik, sodat ons waardig U voorbeeld sal uitleef. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen.